'n Nuwe debat ontstaan oor die koste van eerste span skolesport en Bellarmine Mugabe bekend skuld. Goeiemiddag, dis tyd vir die Afrikaanse visuele nuusbulletin op Pretoria FM wat met trots geborg word deur Solidariteit. Ek is Esmerie Eysel. 'n Nuwe debat het ontstaan oor die toenemende koste en druk rondom eerste span skolesport, veral rugby, na berigte oor miljoene rande wat daaraan bestee word. Die Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum sê sport bly 'n belangrike deel van opvoeding en speel 'n groot rol in karaktervorming, dissipline en gemeenskapsbou. Maar die organisasie waarsku dat sportprestasie, status en finansiële mededinging nie die opvoedkundige doel daarvan mag oorskadu nie. Die SOS se hoof van opleiding, Hugo Vermeulen, sê skole moet 'n gesonde balans handhaaf sodat akademie, sport en karaktervorming nie teen mekaar afgespeel word nie. Ja, so skolesport is 'n baie belangrike komponent as deel van die volle skoolkurrikulum. En vir Afrikaanse skole is dit nog meer belang. Nou van die SOS se kant af is ons van mening dat skolesport moet op 'n werklik gebalanseerde manier aangebied word. En kan nie op 'n oordrewe manier die tyd, die energie en die monetêre geld van die skool inneem nie. So van die SOS se kant af sê ons, doen skolesport, doen dit voluit, altyd op 'n kompeterende wyse, maar daar moet baie goeie balans wees. En daarom het die SOS 'n hele paar jaar terug 'n baie goeie sportbeleid saamgestel. Hierdie sportbeleid is nou nog geldig en ons gaan dit graag aan skole uitstuur en sê, kyk hierna, gebruik dit en pas dit so toe en sorg dan dat jou skolesport 'n baie belangrike maar 'n gebalanseerde komponent vir die skoolkurrikulum is. Die nasionale vervolgingsgesag, die NVG, het sterk gereageer op dreigemente van die EFF-leier Julius Malema op sosiale media, wat op die staatsaanklaer in sy vuurwapensaak, advokaat Joel Caesar, gerig is. Volgens die NVG se woordvoerder Kaiser Ganyago moedig die plasings op X intimidasie teen regslui aan. Die NVG benadruk dat optrede van die aard die regbank ondermyn en amptenare se lewens in gevaar stel. Ganyago sê dat die kommer versterk word deur die onlangse moorde op 3 aanklaers in die Oos-Kaap. Hy sê dat die NVG die publiek daaraan herinner dat hul personeel grondwetlik verplig is om hul take sonder vrees of vooroordeel uit te voer om geregtigheid te verseker. Die seun van Zimbabwe se oud-president Robert Mugabe, Bellarmine Mugabe, en sy mede-beskuldigde Tobias Matonotsi het vandag in die Landdroshof in Alexandra skuld op verskeie ernstige klagtes erken. Dit hou verband met 'n skietvoorval in Februarie by die Mugabe woning in die welgestelde woonbuurt Hyde Park in Johannesburg. Mugabe het in die Landdroshof skuld beken op aanklagte van die rig van 'n vuurwapen en die oortreding van die immigrasiewet. Hy word ook aangekla van dwarsboming van die gereg en albei aangeklaagdes se vonnisoplegging word binnekort verwag. Die regterlike dienskommissie het bevind dat die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge hom skuldig gemaak het aan ernstige wangedrag weens seksuele teistering. Hoewel 'n vroeëre tribunaal sy optrede as minder ernstig beskou het, meen die RDK dat Mbenenge sy magsposisie misbruik het en geen berou toon nie. Die besluit baan die weg vir die nasionale vergadering om sy moontlike verwydering uit die ampt te bespreek. Hoewel die regter se regspan die proses as gebrekkig bestempel en 'n hersieningsaansoek beplan, word skriftelike vertoë oor sy moontlike skorsing nou ingewag. Mbenenge ontken die aanklagte. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk die afgelope week. Wat 'n voorreg. Hierdie nuusbulletin is geborg deur Solidariteit. 'n Mooi en geseënde naweek en ons maak Maandag weer so.
Jy's nie bang nie, dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie hê dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet nie wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Jaco. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.